sendbrief van Johannes. Die apostel Johannes, hy het die evangelie geskryf, hy het 3 sendbriewe geskryf en hy het die boek Openbaring geskryf. En ons gaan vanmôre uit 1 Johannes hoofstuk 2, gaan ons dan van vers 18 tot by vers 29, gaan ons met mekaar saam lees. Terwyl ons die woord van die Here oopmaak, kom ons raak net eers stil voor die Here. Wonderlike Here Jesus, dis 'n groot voorreg om vanaand of vanmôre U naam te kan aanroep. Dankie dat ons kan weet, U is nog steeds vandag wie U is. Want U het Uself verklaar is wie ek is. En Here, dit omvat die hele wese van God, sodat ons as mens met ons beperkte verstand dalk net so bietjie meer kan verstaan wie God is. U is 'n heilige God. U is nie 'n skepsel soos ons nie. U is nie soos die engele nie. U is die skepper God. U was van altyd af en U is en U sal vir altyd daar wees. U het nie 'n begin en einde nie, maar die begin en einde is in U. En Here, vanmôre kom bid ons dat ons in ons geestesoë U sal raak sien as 'n ewige God. En Here, dat ons in die vrees van God voor U ook sal lewe. Want Here, ons vergeet so maklik wanneer daar stryd is, wanneer daar probleme is, wanneer ons dalk verontreg is, wanneer ons dalk aan die kortste end trek, dat ons onsself maar net onder U moet onderwerp in nederigheid. En selfs ons as kerk, Here, wat hier op aarde is afhanklik van U. Want Here, sonder U kan ons niks doen nie. Maar die woord sê ook, ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee. En daarom kom buig ons vanmôre ook as gemeente voor U. Here, kom praat met ons deur die woord. Kom verander ons deur die woord. Kom maak ons dat ons sal verstaan wat U van ons verwag. En dat ons op daardie plekkie sal kom wat U ons wil hê. Want Here, ons kan so maklik ons gedagtes afdwaal. Want daar is baie dinge in die lewe wat ons aandag wegtrek. Maar dis die wonder van hierdie dag, die dag van U, waar ons by mekaar kan kom, dat ons na die woord van God toe kan gaan. Alles wat hier gebeur in die gebou, Here, is goed. Maar die belangrikste is nou die woord. En ons het nou ons harte voorberei in die week waar ons gebid het. Want ons moet al begin bid op 'n maandag. Here, gee 'n woord vir my, sodat ek Sondag geestelike kos kan kom kry. En ons bid in die week, en ons vertrou, Here. En ons berei ons harte voor, vroeg in die oggend, om hiernatoe te kom. En dit is lekker om saam met ander kinders van die Here te kom, mense wat ons lief is voor. En dan kom ons, en ons buig voor U, en ons kom en ons sing lofliedere, en ons moet ons harte voorberei nou vir die woord. Dankie Here dat ons as gemeente ook kan bid vir hulle wat ernstige gebed nodig het. Hulle wat siek is, hulle wat krank is, hulle wat dalk eensaam is, hulle wat dalk ander stryd het. Here, U ken elkeen se omstandighede. Maar ons bid, Here, vir mekaar. Ons weet dalk nie altyd van ander mense se omstandighede nie. Ek het maar net weer tot die besef gekom terwyl ek met François gepraat het, dat daardie persoon wat langs die sieke staan, daardie geliefde wat daar in 'n siekbed lê, en die dokters het gedoen wat hulle kan doen. Maar verder, ek vertrou ons op U. Dankie Here dat U in elke omstandigheid van ons lewens daar is vir ons. Maar ons sien nie altyd U raak nie.
want dit is vir ons 'n berg, wat ons heeltemal verblind. Here, kom seën dan nou, ook vir ons vanmôre. Kom maak ons harte oop voor U. Here, U sien alles raak. En Here, laat ons anders sal uitstap hier as ons ingestap het. Here, kom bind ons gedagtes, dat ons nie sal dwaal na ander dinge toe, maar dat ons net sal hoor wat U vandag vir ons wil sê. Loof U wonderlike naam. Amen. Die woord van die Here is kosbaar. En elke gedeelte wat ons in die woord van die Here saam lees, daar in ons binnekamer lees, praat die Here met ons. Ons moet oop wees, ons moet ontvanklik wees, dat die Here met my kan praat. Want wanneer ons daar gaan sit, en ons lees 'n gedeelte, en dit is soos baie keer, dan dink ons, hierdie gedeelte is vir daardie persoon, of daardie persoon, of daardie persoon. Nee, die Here is nou besig met my. Wanneer ek daar my stilte tyd gaan en sê, Here, praat nou met my. En dan wil ek, as my gedagtes begin dwaal en sê, nee, Here, help my. Ek moet fokus wat U nou vir my wil sê. En dit is iets wat ons moet inoefen om reg te kan kry. Wanneer ons ook hier op 'n Sondag sit en na die woord van die Here luister, dan wil die Here ons kom leer. Hy wil ons kom leer uit sy woord uit. En vanmôre is weer een van daardie geleenthede wat ons het om na die woord van God te kan kom luister. Ons skriflesing is uit 1 Johannes hoofstuk 2 vers 18. Hierdie gedeelte fokus Johannes, dis 'n algemene sendbrief, net so vinnig te sê, en hy het sekere aspekte aan hierdie gelowiges dan nou gebring. Hier fokus hy so bietjie op die anti-kris. Kom ons gaan lees bietjie, wat wil hy vir ons sê? 1 Johannes 2 vers 18. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, dat die anti-kris kom, bestaan daar ook nou baie anti-kriste, waaruit ons weet, dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe, omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dit is die anti-kris, wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle nie leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. En nou, my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van ons weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die regverdigheid doen, uit hom gebore is. Net tot sover in die wonderlike woord ook van die Here.
Vriende, ek wil ons aandag fokus na die woorde wat op vers 18 vir ons ingeskrywe is. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die anti-kris kom, bestaan daar ook nou baie anti-kriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Ek wil dan uit hierdie vers met u praat oor die tema, die uur van die anti-kris. Een van die onderwerpe in die Bybel wat baie keer vermy word, is juis die onderwerp van die anti-kris. En ek dink as daar so baie verskillende sieninge rondom die anti-kris is, wat nie normaalweg uit die Bybel uitkom nie. Mense wat goed is aan die anti-kris koppel, wat ons nie in die Bybel kan staaf nie. Daar is baie verkeerde inligting wat in die wêreld ingaan. En daarom vir my baie predikante dalk ook die tema in die onderwerp van die anti-kris. Net om vinnig te kyk, wat beteken anti-kris? Die woord anti beteken oppositie of teestaande, anders as die ware een. Dink aan die medisyne wat die dokters vir ons baie keer voorskryf, antibiotika. Dit is 'n medikasie wat die teenliggaampies het, wat die virusse in ons liggame moet vernietig. Hy werk teen die virusse. En dis juist wat die anti-kris is. Hy werk teen Christus. Die anti-kris is totaal anderste as Christus, maar hy wil homself voordoen as Christus. Maar hy's anderste. En hy kom baie keer met sy misleiding dan deur na die mense toe. Die anti-kris is 'n voortsetting van die duiwelse werk om God van die troon af te kry en homself bo God te stel. Gaan lees wat sê die woord van die Here oor Lucifer, die pragtigste engel, die hoofengel van God, wat homself verhoog het om op God se troon te gaan sit. En hy is toe uitgegooi uit die hemel uit. Maar die anti-kris het dieselfde posisie wat hy wil inneem. Dis 'n voortsetting van die duiwelse werk. Nou ons leer dat die anti-kris gaan 'n persoon wees wat net na die wegraping gaan opstaan, geopenbaar gaan word en hy gaan die wêreld begin heers. Dit is hoe dit in die eskatologie vir ons dan ook beskrywe is. En dit is in die uiteinde dan die doel van die duiwel ook, sodat die anti-kris dan op die troon van Dawid gaan sit om die wêreld te kan heers. Maar ons mis dat die werk van die anti-kris nou al reeds aan die gebeur is. Onder ons, want die woord van die Here sê dit vir ons. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 3, en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie, en dit is die gees van die anti-kris, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Daar gaan 'n openbaring kom van hierdie anti-kris vorentoe. Maar die woord van die Here sê, hy is nou al reeds aan die werk. Nou, wat leer ons oor hierdie anti-kris wat die Bybel ons van leer? En daar is nou 'n paar dinge wat ons na gaan kyk. Kom ons gaan kyk eers, wat weet ons van die anti-kris? Wat leer hierdie skrifgedeelte ons van die anti-kris? Die heel eerste wat ons sien, wat ons weet van die anti-kris, hy werk nie alleen nie. Hy werk nie alleen nie. Die Bybel sê dit. 1 Johannes 2 vers 18 wat sê, kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die anti-kris kom, bestaan daar ook nou baie anti-kriste. Daar is nie een anti-kris nie, baie sê die woord van die Here. Nou, soos Christus na hierdie aarde toe gekom het, die verlossing bewerk het, en die verlossing beskikbaar gestel het vir die mens, gaan die werk van Christus voort deur die kerk. Dit is die geredde kinders, die weergebore kinders van God, vervul met die Heilige Gees. Die werk van Christus gaan voort hier op aarde. Die anti-kris het ook werkers, en baie soos die woord van die Here sê, wat voortgaan met die plan van die duiwel hier op aarde.
Elke mens wat aan Christus of Jesus as Christus verwerp, is 'n werker van die anti-Christ. Dis wat die woord sê. Dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, is daar baie anti-Christe. Nou sê in Johannes 2 vers 22, hy wat ontken dat Jesus die Christus is, dit is die anti-Christ. So wanneer ons Jesus verwerp as die Christus, is ons werktuie van die anti-Christ. Dit is die anti-Christ wat die Vader en die Seun loon. Nou, as ons bietjie dink aan wêreldsgodsdienste, is daar godsdienste wat openlik Jesus Christus verwerp. Judaïsme, hulle verwerp Jesus as Christus. Hulle erken hom nie as Christus nie. Die Islam, hulle ken hom as 'n profeet, maar nie as God nie. Hindoeïsme, selfs die apostelkerke, die ou en die nuwe apostelkerke verwerp Jesus as Christus. Sewendaagse Adventiste, hulle praat van Jesus, maar hulle verwerp hom as Christus, openlik. Maar daar is ook kerke wat hulle onder die Christelike vaandel geloof sit, wat Jesus nie alleen erken as Christus nie. Want dit is altyd Jesus en. Jesus en. Jesus en. En wanneer ons daar kom, dan is ons op baie gevaarlike terrein. Want nou gaan dit nie net oor Jesus as Christus, as God nie, maar ons wil ook ons werke kom byvoeg daarby. En so werk die anti-Christ vandag van buite die kerk, maar selfs ook binne die kerk. Dit is sy fokuspunt, is om binne in die kerk te werk. Die skrif sê vir ons daar in 1 Johannes 2 vers 22 en 23, wie is die leenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is, dat hy alleen Christus is. Dit is die anti-Christ wat die Vader en die Seun loon. En dan sê vers 23, elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Verwerp Jesus Christus, en jy verwerp God die Vader, en jy het 'n probleem. So liewe vriende, wat ons sien, en wat ons weet van die anti-Christ, hy werk nie alleen nie. Hy het baie werkers, wat die werk van die anti-Christ, die werk van die duiwel dan doen. Die tweede wat ons sien in hierdie gedeelte, hy is tussen ons. Hy is nie daar een kant, waar hy net aanval van 'n afstand af nie. Hy is hier by ons. 1 Johannes 2 vers 19, hulle het van ons uitgegaan. Wat beteken, hy praat van die anti-Christ? Die anti-Christe, die baie, hulle was onder ons, en hulle het van ons af uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons was nie. Nou die gees van die anti-Christ is al reeds tussen ons aan die werk. Hy staan nie op 'n afstand en hy val ons net aan van buitekant af nie. Hy is deel van ons, is onder ons. Onthou, die duiwel is baie subtiel. Die duiwel is slinks. Dink net, hoe het hy met Eva gewerk? Binne in hierdie huweliksverhouding tussen Adam en Eva, wat God geheilig het hy ingekom. Hy was in hulle midde gewees, en hy het daar gewerk met Eva, en sy het gesondig. En hy probeer om daar die wig in te bring tussen die man en die vrou. Die kerk word nie net van buite af aangeval nie. Daar is groot vervolging van buite af wat ons altyd van praat, en ons lees daarvan en ons bid vir wêreldvervolging van die kerk. Die duiwel het dit reg gekry om die kerk te infiltreer. En hy het sy pionne daar geplant. En veral in die evangeliese kerke werk hy om sy makkers daar te plant, om van binnekant af te verwoes. En dit is sy strategie. Sy strategie is nie om van buite af die kerk te verdruk nie, want dan word die kerk al hoe sterker en sterker. En die eenheid word al hoe beter en beter. Maar wanneer hy het reg kry om van binnekant af te verwoes, het hy verdeeldheid versaai.
en die werk van die Here is vernietig. En elkeen wat dan ongehoorsaam is aan Christus, is 'n werker van die Antichrist. Dis wat die woord van die Here vir ons wil kom leer. Ons weet nou, hy werk nie alleen nie. Ons weet, hy is tussen ons. Maar ons weet ook van, hy is duister. Sy werke is duister. En kyk wat sê in Johannes 1 vers 5, God is lig. En geen duisternis is in hom nie. Christus is God. Hy is die Vader. Hy het nie duisternis in hom nie. Hy is lig. Die Antichrist is teenoorgestelde van Christus. Hy is in homself duister. Alles wat hy doen, sy bedoelinge, sy motiewe, sy aanslag, is uit die duisternis uit die bose uit. Hulle lyk dit baie keer eerbaar en mooi, maar hy's boos. Hy plant sy werkers tussen ons. En dit lyk baie keer of dit edel is, maar hy's van die bose af. En ons moet dit weet, hoe hierdie Antichrist baie subtiel wil werk vandag. Ons sien ook, hy bewerk twyfel en verdeeldheid. Dit is hoe hy van binnekant af die werk wil doen. Ons sien in 1 Johannes 2 vers 22, wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Christus, of Jesus die Christus is? Dit is die Antichrist, wat die Vader en die Seun loon. Die duiwel se doel is van die begin af om twyfel te saai. Daar by Eva het hy twyfel gesaai in die woord wat God gegee het. En vandag nog kom hy en hy saai twyfel oor die woord van God. En wanneer hy daai twyfel gesaai het, kom daar verdeeldheid oor die woord van God. En hy kry dit reg om twyfel te begin saai in ons geloof in God. En dis wanneer die mens hoop verloor. Kyk hoe subtiel werk hy, dat ons hoop verloor het, moedeloos is, en ons wil nie meer die Here dien nie, stel nie meer belang nie. Jou vriende, ons moet weet, wat sê die Bybel vir ons van die Antichrist? Hy werk nie alleen nie, hy het makkers oralste, hy is tussen ons, hy gaan hom nie wegvat van ons af, hy is tussen ons moet dit weet. Sy werke is duister, en hy bewerk twyfel en verdeeldheid. Maar kom ons gaan kyk, wat sê die woord van die Here? Hoe staan ons sy plan teë? Ons as kinders van die Here, hoe kan ons hierdie plan, hierdie doel wat die duiwel het, kom teëstaan? Die woord van die Here sê in 2 Tessalonisense 2 vers 6, en nou julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Wie is die teehouer vir die openbaring van die Antichrist? Die ware weergebore kinders van God, wat volhard in hulle toewyding aan Christus. Dis die ware teehouer van die Antichrist. Hulle wat staande bly in die woord van God, in hulle geloof, in gehoorsaamheid aan die Here. Dis die teestander van die Antichrist. Die wat ingee en moedeloos word, het 'n gesant geword van die Antichrist. Kom ons kyk bietjie, hoe staan ek en jy die Antichrist teë? Die Bybel sê vir ons, deur die Heilige Gees wat ons gesalf het. Die Heilige Gees wat ons gesalf het. Nie in ons eie krag nie, nie in wat ek doen nie, maar in die krag van die Heilige Gees. Die woord van die Here sê in 1 Johannes 2 vers 20, en julle het die salwing van die Heilige Gees. Daar's 'n woordjie mis, en julle weet alles, ekskuus tog. Of julle die salwing van die Heilige, dis reg, die woord sê dit so, ek sien nou hierso. Die salwing van die Heilige, en julle weet alles. Nee, die salwing verwys nou na die priesters, wat met die olie gesalf is vir hulle dienswerk. Hulle moes gegaan het as priesters,
En was eenkant gesit vir 'n spesifieke taak en 'n doel binne die aanbidding van die Here. En hulle was gesalf met hierdie spesiale olie om geheilig te wees vir die taak wat hulle moes gaan verrig het. Nou die olie simboliseer die Heilige Gees. Wanneer ons gered word, ontvang ons die Heilige Gees. Ons is nou gesalf met die Heilige Gees van God. Hierdie verwys na die salwing van die Heilige Gees, wat beteken dat die weergebore mens, weergebore kind van God, met die Heilige Gees gesalf is om heilig vir God te wees. Uit ons eie krag uit kan ons nie die werk van die Antichrist kan teëstaan nie. Hy gaan vir ons knak. Heilig beteken om afgesonder te wees vir God se uitsluitlike doel. Waar die Here vir elkeen van ons wil gebruik. By die skole, by die universiteite, by die colleges, by 'n werksplek, by 'n besigheid, daar op die plaas, daar waar ons daagliks besig is. Daar wil die Here ons gebruik. Hier in die gemeente waar ons versterk moet word sodat ons kan uitgaan vir ons dienswerk. Hier wil die Here vir ons kom opbou. Hier wil hy ons kom versterk deur die Heilige Gees waarmee ons gesalf is, sodat ons ook die woord kan verstaan. Die kind van God is anderste as die wêreldling. Want ons het die kennis en die wysheid wat hierdie wêreld ons nie kan gee nie. Dis nie ons eie kennis en ons eie wysheid nie. Dis die wysheid vanuit die Gees van God, die Heilige van God. Vers 20 sê, julle het die salwing van die Heilige. God, die Vader, het ons gesalf met sy Gees, sy Seun se Gees, wat ons alles gee wat ons nodig het te weet. 1 Johannes 2 vers 27, die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Dis 'n salwing wat daar is vir ewig. Besef ons dit nog? Het ons daai salwing, of twyfel ons in daardie salwing? Die salwing van die Heilige Gees stel ons in staat om in Christus te kan bly. Dit het ons verseël in Christus, sodat ons in hom kan bly en hy in ons. Ons moet dan gehoorsaam wees. En ons moet die Heilige Gees nie bedroef nie. Want wanneer ons uit ons mensweesheid, al is ons gesalf, in ongehoorsaamheid aan die Here is, dan bedroef ons die Heilige Gees van God. En ons verloor die krag van die Heilige Gees. En dan probeer ons die Antichrist op ons eie aandurf. Maar as ons bly, of bely, wat ek eerder sê, en laat staan, dan word ons gereinig deur die bloed van Jesus Christus. Liewe vriende, hoe staan ons hierdie plan teë? Die Heilige Gees wat ons gesalf het. Ons staan in die krag van die Heilige Gees. Nie my eie krag nie. Gee ons nog daardie eer in my lewe aan Christus wat my gered het, in my kom woon het met sy Gees en my gesalf het. Die tweede, hoe staan ons om teë? Deur die waarheid wat ons ken. Die waarheid is die woord van die Here, die Bybel. Vers 21 wat vir ons sê, ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat julle geen leuen uit die waarheid, of omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Die enigste leuen uit die waarheid is wanneer ek my eie bedoelinge, my eie perspektiewe, my eie siening in die woord wil inforceer. Dis 'n leuen. Die woord van God is die waarheid wat tot my spreek. Dit is hierdie waarheid wat ons gehoor het, wat ons geglo het, en waardeur ons gered is. Dit is dieselfde waarheid wat ons wil kom reinig in ons harte. Ons wil kom suiwer voor God, sodat ons kan God se gesandte wees in sy bediening. Die waarheid moet geglo word. En ons moet glo dat hierdie waarheid ons sterker kan maak. Anderster gaan die leuen ons oorrompel. Die leuen in my eie kop. Die leuen wat ons in baie WhatsApp boodskapies lees.
baie goedjies wat rondgaan in die wêreld. Ons moet die woord lees, ons moet die woord verstaan. Ons het die Heilige Gees wat ons gesalf het, sodat ons die woord kan verstaan. Liewe vriende, ons kan nie die werk van die Antichrist op ons eie doen nie. Ons het God se Gees nodig, wat ons die wysheid gee. Ons het die woord van God nodig. Gaan alles oor wat ons oorgee aan die Here. Dan kom ons bietjie verder in nommer 3, deur ons gehoorsaamheid. Ons gehoorsaamheid aan God se Gees en aan God se waarheid. Vers 24 wat vir ons sê, wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. Moet nie die woord gaan verdraai. Daar dieselfde woord wat tot ons gespreek het, my oortuig het van my sonde, en my oortuig het van Christus as verlosser en saligmaker, wat my oortuig het dat ek my sonde bely voor Christus, dat ek kan weet, hy het my gered, my regverdig gemaak. Ons moet in daardie woord bly. Die waarheid wat ons gehoor het, waardeur ons gered is, moet deel wees van ons mens wees. Dis nie 'n spul reëls wat ons net navolg nie. Dis God se woord wat aan ons gegee is, wat ons aangeneem het, waaraan ons vashou, deurdat ons gehoorsaam bly ook daaraan. Verder staan ons die plan van die Antichrist deur die beloftes wat ons het. Die Here het sy beloftes vir ons gegee. Vers 25 wat sê, en dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Liewe vriende, wat 'n beter hoop is daar vir ons, wanneer hierdie lewe verby is, om die ewige lewe by hom te gaan wees. Dis die belofte van die Seun, dat ons die ewige lewe het. Daar hoef nooit 'n twyfel te wees in ons harte, dat die dag toe jy gered is, jy die ewige lewe verloor nie. Want die woord van die Here sê in 1 Johannes 5 vers 11, dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy het dit vir ons gegee. Ja, die kruis se sterwe het dit bewerk, dis daar. Ons moet dit net by hom kom haal. Hoe gaan haal ons dit by hom? Ons moet ons sonde bely. En ons moet hom aanneem as verlosser en saligmaker. Dan is ons deel van die ewige lewe. 'n Voortdurende herinnering aan hierdie belofte versterk ook ons geloof en ons hoop. Ons het nodig om voortdurend herinner te word. Daar's baie ander beloftes in die woord. Die Here het in hierdie week soveel beloftes vir my gegee. En hierdie beloftes wat begin in plek val, wat my verbasing staan vir wat die Here vir 'n mens kan doen. Ons sien in 1 Johannes 2 vers 26, dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. Daar is baie wat ons wil mislei. Hulle wat die Antichrist is. Wanneer ons die woord verwaarloos, liewe vriende, gaan ons deur die leuen mislei word. Dit is baie, baie gevaarlik. Die laaste ene wat die woord vir ons gee, hoe staan ons sy plan teë, deur die hoop op die wederkoms. Vers 28 sê, en nou my kinders, bly in hom. Bly in hom, elke dag, sodat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn, en nie beskaamd voor hom weggaan, by sy wederkoms nie. Hoe gaan die Here vir u en vir my vind, wanneer hy kom? As hy vandag moet kom, hoe lyk u in my hart? Hoe lyk ons gedagtes? Hoe lyk ons lewens? Hoe gaan ons voor hom staan? Of gaan ons weghardloop? Omdat ons skaam is vir Christus. Adam en Eva het besef dat hulle naak was, dat hulle oop en bloot was, dat hulle sonde vir hulle oopgegaan het. Hulle het gaan wegkruip vir God. Hulle het hulle self probeer toemaak deur hulle eie klere te maak. Selfregverdigmaking.
Maar as Christus gaan verskyn, daardie heerlikheid van God, en hy gaan so oor ons skyn, gaan ons weghardloop. Hoe gaan die Here u en my vind? Kan ons werklik waar sê, ons het vrymoedigheid om voor Jesus te kan staan? Ons almal sê, ons sien uit na sy wederkoms. Dis 'n boodskap wat ons kerk aan glo in die wederkoms van Christus. Maar is ons werklik waar gereed vir wanneer hy gaan kom? As hy nou verskyn, gaan ons weghardloop of gaan ons bly wees om te sien? Is daar ook iets in ons lewens wat ons weerhou om eerlik voor God te lewe? Ons staan nou al reeds voor Christus. Hy sien ons elke dag, elke oomblik van die dag. En ons kan fouteer, dit is mens. God weet dit, maar hy het vir ons 'n weg gegee, deur die bloed van Jesus Christus wat ons wil reinig. As ons in die lig wandel, soos Christus in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Wanneer ek gesondig het, maak ek reg met die Here, ek maak reg, en ek is oop en eerlik voor die Here, en ek het vrymoedigheid wanneer hy gaan kom. Liewe vriende, die werk van die Antichrist is reeds vandag aan die werk. Die Bybel leer ons dat daar baie Antichriste is, wat nou al reeds hier is. Maar ons moet ook sien, hoe kan ons hierdie werk van die Antichrist dan teëstaan? Liewe vriende, as u waarlik gered is u deur die Heilige gesalf, sodat u die kennis kan hê. U het die waarheid, die woord van God. Hou u nog vas aan hierdie waarheid? Is u nog gehoorsaam aan die waarheid van Christus? Glo jy nog aan die belofte van die ewige lewe? Aan al die ander beloftes? Of het jy al moed opgegee? Sien jy uit na die wederkoms van Christus? Of sien jy nie meer kans nie? Want die lewe is nie reg vir hom nie. Liewe kind van God, die Here wil eendag met ons ontmoet. Hoe gaan hy ons vind? Mag die Here die kom seën ook in hierdie week. Amen. Here, baie dankie vir hierdie woord. Dankie dat ons 'n kykie kon kry van wat U ons wil leer oor die Antichrist. En hoe die Antichrist dan lyk. En hoe ons hom moet sien. En dinge wat ons moet weet van hom. Maar Here ook hoe ons die werk van hierdie Antichrist kan teëstaan. Dankie Here vir die woord vanmôre. Kom help U vir ons. Here, laat ons hierdie woord ernstig sal oordink vanmiddag. En Here, dat ons sal regmaak met U. Sodat ons 'n instrument vir U kan wees. Want as ons nie 'n instrument vir U is nie, as ons monde gesloer is, as ons hande toe is vir U werk, dan is ons 'n gesant van die Antichrist. Want ons werk teen U. Dit is wat die Antichrist doen. Hy werk teen U. Here, kom help U vir ons, sodat U net verheerlik kan word. Ons gemeente, Here, dat ons 'n ligstraal sal wees in 'n duister wêreld. Ons aanbid 'n groot, heilige God. Amen.